Goeiedag geliefdes. Ons gaan in die volgende klomp oordenkings kyk na feeste wat Israel in die Ou Testament gevier het en wat dit vir ons vandag beteken. Ons gaan vandag kyk na die inleiding en daarvoor lees ons Levitikus 23 verse 1 en 2. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, my feesdae, die feesdae van die Here wat julle as heilige byeenkomste moet uitroep, is die volgende. En dan word die feeste gelys, waarna ons in die volgende klomp oordenkings gaan kyk. Mense reg oor die wêreld vier feeste. Dink byvoorbeeld aan verjaarsdae, troues en nasionale feesdae. Wanneer ons feeste vier, kom ons bymekaar om te onthou, om bly te wees en om iets vir ons kinders te leer. In Levitikus 23 lees ons van 8 feeste wat in Israel gevier moes word. Die Here het hierdie feeste my feesdae genoem, omdat hy self aan Israel hierdie feeste gegee het. Hy het selfs vir hulle gesê wanneer, waar en hoe elke fees gevier moes word. Die 8 feesdae was spesiale tye om as God se volk bymekaar te kom. Dit was spesiale dae om God se verlossingsdade te onthou, om in hom bly te wees en om die volgende geslag te leer om hom te volg. Met ander woorde, die feeste was bedoel om Israel se verhouding met die Here, hulle God, te versterk. Maar wat het die feeste van die Ou Testament met ons te doen? Die Ou Testament handel oor mense wat meer as 2000 jaar gelede geleef het, voor die koms van Jesus. Ons leef na die koms van Jesus. Waarom moet ons dan die feeste bestudeer? Om hierdie vraag te antwoord, kan ons luister na wat Jesus in Johannes 5 vir die Jode gesê het. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is, en dit is juis hulle wat oor my getuig. As julle Moses geglo het, sou julle my geglo het. Hy het tog oor my geskryf. Toe Jesus van die skrifte en van Moses gepraat het, het hy die Ou Testament bedoel. Hy het vir die Jode gesê dat die Ou Testament oor hom gaan. Beteken dit dat Christene hierdie feeste moet vier? Die feeste was wonderlike gawes van God, maar hulle was nie bedoel om vir altyd gevier te word nie. Hulle was 'n skaduwee van groter dinge wat sou kom. Daardie groter dinge het uiteindelik gekom toe God sy seun, Jesus Christus, na die wêreld gestuur het. In Kolossense 2 verse 16 en 17 lees ons, moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor 'n fees, 'n nuwe maansfees of 'n Sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van die wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. In die volgende oordenkings gaan ons sien hoe die feeste 'n skaduwee van Christus was. In Levitikus 23 word daar 8 feeste genoem en elkeen van hulle is 'n prentjie van die dinge wat ons nou in Christus geniet. Die Sabbat wys ons Christus het gekom om ons ware rus te gee. Die Pasga, dat Christus gesterf het vir ons verlossing. Die fees van ongesuurde brood, Christus gee vir ons nuwe lewe. Die fees van eerstelinge of die oesfees, Christus is ons hoop op die opstanding. Die fees van weke, Christus het sy gees op sy kerk uitgestort. Die fees van basyne, Christus kom weer, laat ons sy woord hoor. Die dag van versoening, Christus is die volmaakte versoening vir ons sondes. En die hittefees, Christus sorg vir ons op ons reis na die hemel. Moet ons dus nog die feeste van Israel vier? Die antwoord is nee en ja. Nee, ons moet nie die feeste vier op die manier waarop Israel dit gedoen het nie, maar ja, ons moet die waarhede vier wat ons deur die feeste leer. Byvoorbeeld, ons vier nie meer die Pasga nie, maar ons vier dit wel dat Christus vir ons gesterf het en ons verlos het. As die volk van Christus moet ons lewens 'n feesviering wees. Die studie van die feeste sal ons help om te groei in ons kennis van Christus, sodat ons al hoe meer in hom kan bly wees. Kom ons bid saam.
Ons Hemelse Vader, ons dankie dat U in die feeste wat Israel gevier het, vir ons wys al die groot dinge wat U gedoen het. Dat U ons wys hoe wonderlik ons verlossing deur Jesus Christus is. Dat ons kan uitsien na die nuwe hemel en die nuwe aarde, en dat ons met hoop en perspektief kan leef, en U verlossing in ons lewe kan vier. Ons doen voorbidding vir ons land, ons vra dat U vir ons sal sorg en vir ons reën sal gee. Ons bly afhanklik van U sorg, en daarom vra ons dat U ook daarin vir ons sal voorsien. Ons doen ook voorbidding vir ons regstelsel, ons bid vir ons howe en ons regslui, ons vra dat U hulle wysheid sal gee in die uitvoering van hulle taak. En dan bid ons ook vir die wêreld waarin ons woon. Ons hoor van die oorlog in Iran en die omliggende lande, die onrus wat daar is. Ons vra, o Here, dat U vrede sal gee, en ons bid vir wêreldleiers, dat U ook vir hulle wysheid sal gee in die besluite wat hulle neem. Ons bid ook vir mense wat ly in hierdie oorlog, en dat hulle ook in hulle nood tot U sal roep. Ons bid hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.